Right, vandag praat ons kalk, nee, kalk, gips. Enige ding wat jy 'n klein huisie vol kalsium in die grond moet inkry, met trots hier gebring deur Bokkie. Okay, ek praat hier met Tiaan van Sion Agri. Hulle verstaan die dinge. Kom ons chat 'n bietjie kalk. Tiaan, hoe lyk dit? Choopie, goed nie jy man. Nee, wat doodstil rustig. Okay, eerste ding, nee. Bekalking, nee, dis nou 'n ding wat regtig, as ek sê, hy is so wyd as die Here se genade. Daar's 'n klein huisie vol verskillende goed in hierdie ding. Wetenskap op sy eie. Maar kom ons begin by die begin. Hoekom wil ek bekalk? Wat's daai een rede hoekom ek wil bekalk? Choopie, ons groot fokus op die einde van die dag is natuurlik pH-verhoging of wat ons pH's regtig optimaal wil kry tussen 5.5 en 6.5 en dan natuurlik om die grondgesondheid en grondvoeding natuurlik so vinnig as moontlik beskikbaar te kry in die gronde. Ja, dit is eintlik maar die groot rede. Nou, okay, so jy sê pH-regstelling, nee, die goeders in die grond regkry en al daai tipe van dinge, nee. Nou, ek weet by Sion Agri, ek kom by 'n klein huisie vol boere en as hulle nee, Sion doen my goed en al daai tipe van nommers. So, kom ons begin net gou, ek wil net so 'n stappie terugstap voordat ons by die hele bekalking ding uitkom. Wie is julle en wat doen julle? Okay, Choopie, so ja, ons is Sion Agri, ons is onafhanklike landboukundige dienste wat fokus op grondchemie, grondklassifikasie en dan natuurlik konsultasie. Hoofbelangrike ding is natuurlik is totaal en al onafhanklik. So julle verkoop niks nie? Ons verkoop niks nie, so ja. Jy sien, daai is belangrik, nee. Okay, nou kom ons kom terug by die bekalk besigheid. Hoekom wil ek my pH hoër kry? Wat is, kom ons sê ek sit nou met kom ons sê ek het 'n baie lae pH, kom ons sê iets soos 'n 3, nee. Wat is die effek wat dit het op my beskikbaarheid van voedingsstowwe en daai goeders dan? Okay. So Choopie, ek dink die groot ding op die einde van die dag is natuurlik, weet ons soos wat ons pH's en goeders laag raak ons elemente baie meer beperk en word onderdruk en kan nie opgeneem word natuurlik in ons gronde nie. So dan kom die groot moeilikheid, elemente soos byvoorbeeld aluminiums en daai klas van elemente raak dan beskikbaar vir die plant op onder 'n pH van 4.6. So dit is waar ons grootste nadeel inkom in 'n droë jaar wat byvoorbeeld wat jy gaan waar jou plant dan aluminiums begin opneem en jy kry aluminium toksisiteit waar jou wortels dan op die einde van die dag afstomp. En dis waar die groot moeilikheid inkom op die einde van die dag wat ons dan nie optimaal ons voeding kan benut wat in die grond is op die einde van die dag. So wat jy vir my wil sê is, want ek meen kalium is eintlik maar een van die voedingsstowwe wat redelik nodig is vir elke proses in die plant. Nou sit jy met 'n klompie aluminiums wat vrygestel word, noem dit uit die grond uit, en dan gaan hulle in die plant, maar soos dit ek het verstaan ook, gaan bind die goeder ook dan, daai vrye aluminiums gaan bind dan met jou fosfate byvoorbeeld, en dan kan jou plant hom glad nie opgeneem kry nie. So jy gee fosfate, jy dink, wow, nee, jy's sluddy map papi. En maar op die einde van die dag is niks van daai goed vir jou plant beskikbaar nie. Nee, dis ongelukkig die ding en ek bedoel dis die hele ding waar op die einde van die dag sodra jy die bekalking in 'n strategie kom van bekalking en daai tipe van goed en jy begin jou pH's en goeders te lig, dan begin al jou, kan ek sê jou goeie elemente, jou voeding wat jy gegee het in die verlede, jou fosfate en goed wat vasgelê is en so aan, word dan outomaties beskikbaar, meer beskikbaar op die einde van die dag vir die plant. Okay, nou hoeveel kalk sal ek dan nou byvoorbeeld gaan gooi en ons sal net nou kom by verskillende kalktipes en al daai goed. Maar hoeveel kalk sal ek dan nou gooi of tot waar wil ek dan nou my pH ideaal actually hê? Waar's die sweet spot? Die optimale pH in ons opinie is definitief tussen 5.5 en 6.5 wat ek so graag wil hê, want soos ek sal vir jou vir die chart ook wys byvoorbeeld waar tussen 5.5 en 6.5 is al jou ordentlike elemente wat jy in die plant nodig het, is dan beskikbaar. Waar jy dan natuurlik onder 'n pH van 4.6 het jy glad nie meer dan nou die bo 4.6 het jy glad nie meer aluminiums wat beskikbaar op dan natuurlik is nie, wat ook positief is. Okay, nou hierdie pH ding nee. Kom ons reverse 'n bietjie daar vir die manne wat skyn-out gehad het nog op skool, né? So soos ek het verstaan, pH word bepaal met dis jou suurheidsgraad van die grond, né? En ons weet almal as jy nou 'n lekker stukkie soutsuur daarso het en jy druk 'n stuk yster in hom, dan reageer hy met hom of hy brand hom of ons weet almal wat doen swembadsuur, lekker
brand 'n ding as jy hom wil brand. So jy los fisies goeders op in daai suur as ek dit reg het. So jy wil hê jou grond moet baie nader aan 'n neutraal, nie heeltemal neutraal nie, maar baie nader aan 'n kom ons noem dit 'n 7 pH wat water is, net 'n bietjie onder dit kom, laat jy nog steeds van die voedingsstowwe kan opgelos kry, maar jy wil die regtes kan oplos en nie die verkeerdes nie. Maak dit sin? Dit maak sin, in my opinie. Okay, so dit is hoekom ons hom dan kry dat hy in daai band moet wees, nê? Okay, hoeveel kalk moet ek gooi om hom van 'n 3 af te kry na 'n 5 toe? Tjoepie, dit Baie. is, jy kort redelik kalk, as ek dit so kan stel. Dit gaan alles afhang van natuurlik van grondeienskappe en al daai klas van goed. Ek bedoel, soos wat 'n grond met 'n hoër KIK op die einde van die dag, gaan natuurlik meer kalk nodig hê as byvoorbeeld 'n sandergrond wat 'n laer KIK het. So, dis alles afhangende van grondeienskappe, as ek dit so kan stel, ja. Okay, en dan as ek nou te hoog is, as my pH te hoog is, hoe kry ek hom nou af? So die enigste manier hoe ons natuurlik ons pH so goed af gaan kry is natuurlik eerstens met water, reën natuurlik, tweedens 'n opbrengs wat jy dan natuurlik aftrek en dan derdens is dan nou maar die kunsmis op die einde van die dag wat jy gee wat dan nou die pH sal afbring. So as ek in 'n area is, ek meen ons op Vallards, ons gee altyd ammoniumsulfaat juis om die slegte werking van die water teen te werk, laat ons kry weer pH's wat te hoog is, wat weghardloop. So dan moet jy net gaan kyk wat is die fyn balans van wat jy moet gaan doen om daai pH basies in jou band te hou. Natuurlik, ja. Soos 'n jaar wat hierdie wat kom, kunsmis is baie duur. Diesel is duur, al die goeders is duur. Wat sou jy sê is my goedkoopste kunsmis wat ek kan doen? In my opinie is dit definitief kalk, as ek dit so kan stel. Ek dink ou moet versigtig ook nou wees met die stelling wat ek nou net gemaak het. Ek dink dit is ook nou nie die silver bullet as jy nou hierdie jaar kalk gooi op die einde van die dag, dat jy nou alle voeding gaan nou beskikbaar wees in jou grond nie. Dis ongelukkig 'n tydsame ding wat gebeur oor die jare. So ek bedoel, dit is hoekom 'n ou graag by jou kliënte wil wees dat hulle in 'n roteringsstelsel inkom waar hulle stelselmatig op 'n roteringsstelsel van sê elke 2 jaar of elke 3 jaar terugkom na dieselfde lande toe om kalk te gooi. Dis ongelukkig nie 'n ding wat jy in 1 jaar reg kry en bob jou ankel nie. En as ek dit reg verstaan, en ons sal later ook daar kom by een van die ander video's, want ons is besig met 'n reeks hier vir die wat nog nie weet nie. Jou korrelgrootte van jou kalk en al daai goeie speel ook 'n belangrike rol, nê? Nee? Definitief jou partikelgrootte van jou kalk speel definitief 'n rol. So en ek bedoel dit is ongelukkig nou maar die verskillende bronne wat 'n ou dan nou op die einde van die dag kry. Oor fynheid en grofheid van kalke en so aan. So ek bedoel ou moet bepaal wat se kalk 'n ou op die einde van die dag gooi. Met kalk wat beter kwaliteit kalk natuurlik is, gee vir jou op die einde van die dag beter werking natuurlik om jou gronde reg te kan stel en so aan, ja. Okay, en laaste ding, is dit die moeite werd om varierend kalk te strooi? Tjoepie uit en uit. Die lank en die kort, die hele idee agter na die variëringsstrooi op die einde van die dag, kom ons nou maar natuurlik tussen die hoeveelheid kalsiums en magnesiums wat in jou grond is. Natuurlik bepaal ons dan van dit af watse bronkalk jy gaan gooi. Het jy 'n dolomitiese kalk wil gooi, kort jy natuurlik kalsium en magnesium in jou grond. En as jy byvoorbeeld net kalsium in jou grond kort, gooi jy dan nou natuurlik net 'n kalsitiese kalk. So ek bedoel, soos wat ek nou ook gesê het, die groot ding gaan oor, ons sit waar ons vandag staan in die Oos-Vrystaat, sit ons met ons gronde lyk soos 'n smartie box. So ons sit van kleigronde tot waaisandgronde. En dis waar die ding gaan inkom, waar die variëring op die einde van die dag sy groot rendement gaan kry. Gronde wat byvoorbeeld hoër in klei is, het nie noodwendig baie magnesiums nodig nie. En dis waar jy jou kalsitiese kalk dan nou op die einde van die dag gooi. Daar waar jy byvoorbeeld die sandergronde het, is 'n geneigtheid dat hy partykeer meer magnesiums en kalsiums kort en dis waar jy dan nou die dolomiet gaan gooi op die einde van die dag. Okay. As jy ons 'n bietjie meer inligting oor hierdie goeie soek, ek neem aan as hy nie happy is met sy plaaslike ou, as hy voel die ou is heeltemal op standaard, kan hy maar met Sion Agri, kan maar met julle praat en julle sal vir hom dan op grond van sy inligting en kaarte en wat of sy grondontledings 'n aanbeveling maak en dan kan hy sy goed gaan koop waar hy wil. 100% net so. Uitstekend. Tiaan, dankie baie. Right, so nou weet jy hoekom jy moet bekalk. Okay, so kry hom in daai sweet spot, né? Jy weet gou 'n beertjie se pap, kry hom daarso, lekker.
goue beertjie se pap, goue lokkie se beer. In elk geval, julle weet wat ek bedoel, nee. Okay, so, kort en die lank is, kry daai voedingsstowwe van jou los, en dan weet jy kan actually 'n ordentlike oes deurmaak. En wie wat jy goed wil strooi, kry vir jou bokkie, nee. Koste-effektief, presisie, there you go. Linkie bo of hier onder, tot volgende keer, groete.